sien nie. As hy. Goeiemiddag almal. Baie welkom by vandag se webinar. Dit is presies 3 uur. So, ja, ons gee nog so 'n bietjie tyd vir ander onderwysers om in te skakel. Ek is Ena Stegman en saam met my op die skerm is Nandi, of Dr. Nandi Lessing Venter en dan vir Reinet Lombard, die medeskrywer van die Tippie reeks. Nou, soos almal inskakel, ons wil graag hoor waar kom julle vandaan? En as jy nasien werk doen, watter happie is jou gunsteling? Wat wat eet jy graag as jy nasien werk doen? Of drink jy 'n glasie wyn miskien of 'n ginnetjie of eet jy 'n pakkie Chuckles van Woolies? Ja, so laat weet vir ons, waar kom julle vandaan en wat is jou gunsteling nasien happie? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die kommentaar. Ek wil ook noem, vandag se gesprek gaan regtig 'n gesprek wees. So ons wil graag hê julle moet vra. Ons het net 'n verstelling aan die kant dat ons net julle almal op mute hou om vir mense die verleentheid te spaar as hulle dalk vergeet om te mute. So julle is welkom om vrae te vra. En dan kan julle ook, ons gaan sommer in die middel van die gesprek, as hy net gesels, gaan ons sommer stop en vinnig die vraag vra, laat sy sommer vir julle dan en daar kan antwoord. So ek gaan die chatbox dophou en julle kan julle vrae vra. So ja, kom ons kyk. Karin sê sy eet graag biltong. Dit is 'n lekker happie om te eet en keto vriendelik. So Renet sê ja, sjokolade wen. Marinda sê sy hou van lekker wyn en ook biltong. So lyk my hier's 'n paar soetande. Ek sien Delia Bester, jy was ook in Dinsdag se webinar gewees. Baie welkom. En is lekker om weer nuwe of om ou gesigte eintlik weer hier te sien. So, okay, kom ons kyk. Ek dink tog, ja, meeste mense is al hier. So, kom ons kyk. Ek dink ons kan dan begin, Reinet. Nandi, wil jy dalk begin en dan Reinet, dan is die vloer joune. Yes, dankie Ena. En hallo aan al die onderwysers. Welkom by ons webinar oor die Leer My Lees reeks. Soos Ena gesê het, ek is Nandi Lessing Venter en ek is die uitgewer van Lapa en Penguin Random House se kinder- en jeugboekafdeling. En ek is besonder opgewonde om julle almal vandag hier te hê. En ek wil net begin deur te sê 'n groot dankie aan julle, want julle is ek weet nie of julle weet hoe ongelooflik julle is, want julle is die superhelde wat elke dag ons jong kinders help om te leer lees en skryf en dink. En ons weet hoe hard julle werk en hoe toegewyd julle is en ons hoop dat hierdie webinar julle werk 'n bietjie makliker gaan maak en ook nog meer vervullend as wat dit reeds is. En ek het vandag die voorreg om ons liewe skrywer van hierdie reeks, Reinet Lombard, wat geen bekendstelling nodig het nie, aan die woord te stel. En Reinet saam met Josie Palmer is hoogs ervare opvoedkundiges en hulle het hulle lewens toegewy daaraan om kinders te help om die vreugde van lees te ontdek. Reinet gaan met ons deel hoe die Leer My Lees reeks uitgebrei gaan word, die unieke kenmerke daarvan en hoe dit in julle klaskamers gebruik kan word om leesonderrig te verbeter. En ek is seker daarvan julle gaan baie inspirasie kry en leer deur Reinet se insigte en ervaring. So, dankie dat julle deel is van hierdie baie belangrike gesprek oor leesonderrig. Reinet, die vloer is joune. Baie dankie Nandi en hallo almal. Dit is altyd lekker om saam met julle te gesels en te kuier en ons is kinderlik opgewonde oor alles wat vir die res van 2025 op Tippie wag. En vandag is die eerste keer wat ons amptelik dit met julle kan deel.
Tippie se lese vir 2025 verder vorentoe is Tippie gee jou vlerke. En vandag gesels ons spesifiek oor alles wat tot en met November 2025 vir Tippie vir Afrikaans huistaal graad 1 tot 3 gaan gebeur en waarna jy kan uitsien. Soos julle nou al weet, is daar altyd method to our madness. En vir alles wat vir Afrikaans huistaal vir Tippie voorlê in die volgende paar maande, is daar 'n baie spesifieke rede hoekom ons daardie dinge gedoen het en ook hoekom ons dinge op 'n sekere manier gedoen het. So wat is die rasionaal agter Tippie se skielike groei? Hoekom? Tippie is hierdie jaar 13 jaar oud en vir die eerste keer was daar van die departement van basiese onderwys af baie spesifieke vereistes en kriteria gewees vir leesreekse in die grondslagfase. En aan die hand van daardie vereistes en kriteria van die onderwysdepartement se kant af, het ons hierdie huistaal bymekaar gesit. En vandag kan ek met julle deel hoe Tippie se huistaal graad 1, 2 en 3 pakket gaan lyk, sodat jy as juffrou, as mamma, as meneer in 2026 baie meer tyd kan spandeer aan onderrig eerder as aan voorbereiding en beplanning. So in hierdie huistaalbenadering is daar baie omvattende en praktiese hulpmiddels ingesluit om leer en lees effektief in 'n huistaalklaskamer te kan toepas. Die leermateriaal is baie spesifiek vir die departement van basiese onderwys saamgestel en dan dien die onderwysersgids as 'n riglyn oor hoe daardie leermateriaal oor 40 lesplanne deur die loop van die jaar gebruik word. Natuurlik is hierdie benadering gefokus op die KABV as ook op die onderrig en assesseringsplanne wat as riglyn gebruik word. In die onderwysersgids is daar 8 komponente wat ontwikkel is om geletterdheid met veral betrekking tot lees en die taalvaardighede verder te ondersteun en te ontwikkel. En dan sal julle sien, daar's so 'n klomp vreemde ikone aan die onderkant van die bladsy. En ons gaan na al daardie ikone kyk. Dit is die 8 hoofkomponente wat dan deel vorm van hierdie holistiese, eklektiese benadering waar Tippie nou 'n volledige program is, eerder as net die losstaande leesboekies en grootboeke waarmee julle almal reeds vertroud is. So, kom ons kyk hoe groei en ontwikkel Tippie dan nou tot en met die einde van 2025. So daar is nuwe en uitgebreide publikasies vir Tippie. Wat splinternuut is die onderwysersgidse, daar's klankkaarte, handskrifkaarte, muurkaarte, splinternuwe grootboeke en dan ook bundels. En dan dit wat ons ken en waarvoor ons lief is van ou Tippie, is die leesboeke, maar nou in plaas van 10 leesboeke in elke vlak, word daar nog 10 splinternuwe leesboekies bygevoeg. So vlak 1 het boek 1 tot 20 en vlak 2 boek 1 tot 20. En ons gaan nou 'n bietjie kyk hoekom is daar hierdie ekstra leesboekies. Die kernleesboeke vir graad 1, 2 en 3 huistaal is reeds vroeër hierdie jaar gepubliseer wat dikker leesboekies is.
Spesifiek tot die departement se vereistes, het ons ook nou aktiwiteite in hierdie boekies ingesluit. Maar voor ons kyk na alles wat nuut is, alles wat uitgebrei is dat dit is nie 'n nuwe benadering vir Tippie nie. Tippie doen nog steeds dinge anders. Tippie is nog steeds 'n gestruktureerde en 'n geïntegreerde benadering tot geletterdheidsontwikkeling. Kinders beweeg steeds deur die vlakke sodat hulle kan vorder vanaf daai vroeë fonetiese bewustheid tot onafhanklike vlotlesers wat met begrip kan lees. Tippie is nog steeds ons gunsteling trots Suid-Afrikaanse karakter en deur die verskillende vlakke groei Tippie steeds saam met die kinders. Ek dink vir my is dit belangrik om te sê dat alhoewel Tippie en sy maats dierekarakters is hulle dierekarakters met menslike eienskappe. En Tippie en sy maat se uniekheid berus daarop dat hulle goeie waardes het. Tippie is eintlik 'n seentjie, maar hy lyk soos 'n olifant. En Robin is 'n dogtertjie. En in die nuwe stories kom daardie menslikheid, daai kinderlikheidsaspekte vir my verskriklik lekker deur ook. So Tippie leer nog steeds leerders hoe om hulle kennis van aangeleerde klanke te gebruik om woorde te dekodeer, sigwoorde of hoë frekwensie woorde te herken en die uiteindelike doel van Tippie aan die einde van graad 3 is om onafhanklike en vlot lesers te hê wat met begrip kan lees. Dr. Yuri Joubert het in eergister se webinar dit vir my so mooi weer eens beklemtoon, dat in die grondslagfase leer kinders om te lees. In die intermediêre fase lees kinders om te leer. En dit is wat ontsettend belangrik is. En vir elke liewe grondslagfase juffrou, jy is die belangrikste persoon in daardie kind se hele skoolloopbaan. Want kinders wat met begrip kan lees, is kinders wat kan leer. So ons weet dat nog steeds agter alles vir Tippie staan daar die 5 hoofkomponente van die aanleer van lees. Vandag gaan ons nie te veel fokus op die teorie en die leer lees nie. Vandag wil ek julle opgewonde maak en met julle deel wat vir Tippie voorlê. En op 'n ander geleentheid gaan ons dan in diepte kyk na hoe leer kinders optimaal om te lees. Ek noem hierdie, want dit is hierdie hoofkomponente by die aanleer van lees, is in alles vir Tippie ingeskryf. Die fonetiese en fonemiese bewustheid, woordherkenning, jou sigwoorde, jou klanke, begrip, woordeskat en vlotheid. En in elke liewe Tippie publikasie hou ons daardie 5 hoofkomponente in gedagte. So Tippie ontwikkel daardie 5 komponente deur middel van 'n holistiese benadering en ook progressiewe vordering op elke leesvlak. Vir ons gaan dit oor vaardige lesers te ontwikkel wat lewenslank 'n liefde vir lees het. Hierdie sal ons op 'n verdere geleentheid in bietjie meer besonderhede bespreek, maar in graad 1 begin ons met ontluikende lesers. Dan beweeg ons na ontwikkelende lesers toe. En dan, aan die einde van graad 3, ervare lesers.
En as ek vir julle wys hoe die verskillende goed bymekaar inskakel, sal julle daai duidelike progressie van graad 1 na graad 2 na graad 3 toe ook sien. So, die assessering as ook die integrasie van die departement se werksboeke is in hierdie benadering in die onderwysersgidse ingesluit. Tippie integreer ook nou met die ander leerareas. En ek gaan vir julle wys hoe trek ons van daardie inhoud ook in. Want ongelukkig is die realiteit dat die meeste skole in Suid-Afrika ontvang daardie reënboogboeke en die juffrou moet daardie boeke op 'n manier gebruik. Daar is nie altyd geld om aanvullende werksboeke aan te koop nie. So ons het dit wat relevant is en wat van toepassing is, ook geïntegreer en daar word dit dan ook sommer lekker holisties en eklekties. Die ryk kulturele erfenis van Suid-Afrika dien as inspirasie vir al Tippie en sy maat se avonture. Hulle sien Tafelberg, maar hulle gaan ook dieretuin toe en wildtuin toe of reptielpark toe of Tippie bak saam met ouma koek. So dit maak dit sommer baie lekker. Die eerste ding, die Tippie leesboeke, soos wat ons hulle ken, vlak 1 boek 1 tot 10, is daar dan nou vlak 1 boek 1 tot 20. Vir graad 1 huistaal word vlak 1 boek 1 tot 20 gebruik in kwartaal 1 en kwartaal 2. Oor die afgelope klompie jare het ons verskriklik baie van skole en juffrouens afgehoor, dat die aktiwiteite agter in die leesboeke fantasties is, maar hulle is verskriklik bang dat die kinders agter in die boekies skryf. So as deel van hierdie huistaalprogram gaan daar dan ook skooluitgawes wees, waar daar nie aktiwiteite in die boekies ingesluit is nie. Jy sal nog steeds jou aktiwiteite kan aflaai by Curious Readers, maar as jou skool reeds Leer my lees vlak 1 se boeke het, kan jy aangaan om daardie boeke te gebruik. Jy hoef nie splinter nuwe boeke te koop nie. Hierso is die nuwe boeke. Vlak 1, boek 11, Tippie leer bak. Tippie en Ben, Tippie en die rot, Tippie swem. Sommer baie nuwe stories vir elkeen van die vlakke. Hoe lyk dit binne in die Tippie boekies? As jy vlak 1, boek 1 al uit jou kop uit ken, dan weet jy, dit is baie kort sinnetjies. Want dit is waar ons begin. By die bed is 'n kas. Dit is my kas. So vlak 1, boek 1. Basies. Vlak 1, boek 20, het ons nou progressie en kan die kinders al langer sinnetjies lees. Daar is nog steeds hoë frekwensie sigwoorde en ons het nog steeds die klankfokus, maar in vlak 1, boek 20 is dit die en die Die stories is nog steeds dekodeerbaar en ons is sommer verskriklik trots op die progressie wat ons natuurlik kon laat gebeur van boek 1 na boek 20 toe. Hier is 'n uittreksel van die groep begeleide lees uit die onderwysersgids. 5 lesse, groepsbegeleide lees, 2 keer 2 sessies van 15 minute vir 5 dae en daar sal jy al die ikone nou sien. Die LB is die leesboek en dan die flitskaarte wat van toepassing is en ook al die ekstra inhoud wat inskakel
by daardie boekie op die lesplan vir groepbegeleide lees. Hy sal natuurlik week 10 wees op die lesplanne, omdat daar vir elke week van die 40 skoolweke of die akademiese weke 'n gegradeerde leesboek is. Graad 1, huistaal, vlak 2, boek 1, kwartaal 3 en 4. En die groot ding is, jy hoef nie tot November toe te wag nie. Hierdie vlak 1 en vlak 2 gegradeerde leesboeke is reeds by die drukkers en jy kan hulle reeds in Junie aankoop. Vlak 2, boek 1 tot 20, boekies wat jy ken, Tippie en die boom, en dan Tippie leer stoei. So hier, in vlak 2 fokus ons baie meer op die dubbelklanke, 2 klanke en 3 klanke, en waarin boek 1 tot 10 al die klanke nie so goed herhaal is of ingeoefen is nie, is daar nou baie meer fokus op daardie klanke. Tippie kruip weg, Tippie en die meisies, Tippie en die fluit, Tippie hou vakansie, en dan weer eens die progressie, waar ons begin by vlak 2 boek 1 met die dubbelklank o, en dan waar ons eindig by vlak 2 boek 20 met die I. Baie meer teks op 'n bladsy. Al daardie klanke is in die voorafgaande 19 boeke ingeoefen, sodat kinders met begrip, vlotheid, hierdie teks ook sou kon lees. Lekker Afrikaans, Tippie hulle sing ai, die witborskraai, hiervandaan na Mosselbaai. Juffrou Bosman gee nie om dat hulle lawaai nie, want is die einde van die kwartaal, sy wag net vir die klok om te lui. So, vlak 2, boek 20. Weereens, al daardie progressie, alles wat tussenin nodig is, sodat kinders met begrip, selfvertroue en vlotheid vlak 2, boek 20 aan die einde van hulle graad 1 jaar sou kon lees. Graad 2 huistaal beveel ons vlak 3 en vlak 4 aan. Hierdie ekstra boeke sal reeds in Julie beskikbaar wees. Tippie moet keuses maak, Tippie en Robin verf, Tippie dans en sing, baie nuwe avonture saam met al Tippie se maats. Vlak 4, die bestaande boekies waarmee ons vertroud is, en dan die vlak 4 ekstra titels. Vir jou die progressie wys vir vlak 3, boek 1, Tippie loop in die reën, en dan uiteindelik kom ons by vlak 3, boek 20 hier uit, waar Tippie navorsing doen. Vlak 4, wat ons ken, wat langer sinne, kort paragrawe is, en dan vlak 4, boek 20. Minder illustrasies, langer teks. Jou maag is altyd aan die grom en brom, Tippie, sê pappa en kyk na sy horlosie. Maar jou maag is heeltemal reg. Tippie is altyd honger. As dit nie Tippie is wat honger nie, is dit Buks wat honger is. Vir graad 3 huistaal, die gegradeerde leesboeke, vlak 5 en vlak 6. En dan, vir vlak 5 en vlak 6, se ekstra
10 boeke in elke vlak, het ek en Josie verskriklik lekker geskryf, saam met Fanie Viljoen. En daardie stories, kan ek jou beloof, gaan die graad 3's gek wees oor. So 'n voorbeeld van die vlak 5 boek. En hier lyk die uitleg 'n bietjie anders, meer modern. Vlak 6 wat reeds beskikbaar is, boek 1 tot 10. Ons het verskriklik baie terugvoering gekry oor die lettertipe wat ons gebruik het en die cartoon font wat in hoofletters was. So in die herdrukke het ons dit verander. Baie dankie vir almal wat vir ons terugvoering gegee het. En daardie aanpassings is dan ook gemaak in die skooluitgawe. René, Ja, hier is iemand wat vra, Jarien Conradie vra, sal kinders in plaaskole en rural areas, no-fee schools, kan baat vind hierby? Die kurrikulum is so vol en kinders in hierdie skole is baie ver agter en leer baie stadig. ek glo met my hele hart, as ons begin waar kinders is, so ek sou in daardie geval, sou ek volgende jaar begin met die graad 1's, om seker te maak dat daardie graad 1tjies van die begin van volgende jaar af, progressief, saam met Tippie leer en lees. As jy ewe skielik met die graad 3's begin en daar is gapings, gaan jy nie die fondasie hê van graad 1 en graad 2 nie. Tippie is baie progressief. Jy sou dit nog steeds kon gebruik, maar dit gaan nie so goed werk nie. So my advies altyd aan skole is, begin met jou graad 1's in 2026 met Tippie. Dan in 2027 met jou graad 2's wat in 2026 Tippie gedoen het. En faseer dit stelselmatig in. Dit is as ons kyk na spesifiek wanneer ons op huistaal fokus en jy dit saam met die onderwysersgids wil gebruik. Want die 3 grade volg baie spesifiek op mekaar en daai voorkennis en die boustene wat nodig is, word baie sterk vasgelê vir graad 1, sodat jou graad 3's hierdie teks, hierdie leesboeke met vlotheid en selfvertroue sou kon lees. Wat ek sou sê, wat ek sou aanbeveel vir die graad 2's en 3's in daardie skole, is om te probeer vasstel op watter vlak hulle op die oomblik lees. En omdat Tippie nie graadspesifiek is nie, sal ek dan op die vlak begin waar daardie graadgroep hoofsaaklik is. Tippie werk verskriklik lekker in leesgroepe, want jou sterk lesers lees 'n vlak hoër, jou gemiddelde lesers lees die voorgestelde vlak en jou swakker lesers lees 'n laer vlak. Die belangrikste is dat ons gapings probeer toemaak, nie net pleisters plak nie, laat ons die boustene vas lê. Vir party kinders gaan hulle dalk vinniger deur die vlakke beweeg. So elke juffrou is ook die expert op haar klas. En as jy gaan loer na die Tippie katalogus, wys dit baie spesifiek wat jy in elke vlak kan verwag. En ek dink daarvolgens gaan jy 'n goeie idee kry waarom met jou klas te begin. Ek hoop daai maak sin. Fyn. Hierdie Tippie boek wat op die oomblik op die skerm is daar aan die onderkant. Tippie lê in sy bed.
En dis vlak 6 boek 20. Tippie word groot. En Tippie word een oggend wakker en hy het 'n growth spurt gehad en hy pas nie meer so lekker in enige van sy klere nie. So dis daardie ouderdomstoepaslike begin verander, is nie meer net ore, bene en elmboë nie. Tippie se skoolklere wil nie meer so lekker pas nie. En vlak 6 boek 20 is dan die einde van Tippie se avonture vir die grondslagfase. So vinnig vir jou van daai titels wys vir vlak tog. Skus julle. Nou gaan ek eers weer hierdeur moet beweeg. Kom ons kyk. Vlak 5 se boeke ken ons. Fanie Viljoen se stories wat hy saam met ons geskryf het. Tippie gaan kamp. Tippie speel kleilaat. Tippie word 'n held. Hy kry nuwe toks. Tippie leer selfs om te braai. Tippie maak 'n grap. Die verlore beursie, hy gaan fliek, hy gaan winkel toe. Hy droom. Loerie so, Tippie en die boelie, Tippie en die filmster, Tippie wen 'n prys, Tippie is by die sirkus, hy maak 'n video, hy breek sy been. Ek dink amper dit is een van my gunsteling vlak 6 boeke. Tippie speel cricket saam met oupa. Tippie gaan oor see en Tippie word groot, wat ek nou vir julle gewys het. Vir graad 3 vlak huistaal, vlak 5 boek 1 lyk so aan die binnekant en dan daar loer ons na vlak 5 boek 20, hierso vlak 6 boek 1 en vlak 6 boek 20. So jy kan duidelik vir elke graad die progressie sien. En dit is wat maak dit gegradeerde leesboeke. Gegradeerd beteken daar's 'n nommer op elke boek. Vir ons is dit belangriker dat dit progressief moet wees. So dit is gegradeerde leesboeke. Boek 1 begin baie basies. Boek 2 bou op die voorkennis uit boek 1 uit. Boek 3, boek 2 en boek 1. En progressief word die teks langer, moeiliker en voel kinders dat hulle iets bereik, dat hulle sukses kan ervaar. So hierdie gegradeerde leesboeke kan nog steeds gebruik word vir beide huistaal en eerste addisionele taal. Soos altyd is dit net voorgestelde grade. En in Suid-Afrika, tussen ons landelike en ons stedelike skole, is daar baie groot verskille. Soos wat Janine gevra het, definitief, as jou graad 1's nog nie hulle letterklanke ken nie, dan begin ons eers met klankvaslegging. So, hier net om vir jou te wys, wat is die voorgestelde grade vir al hierdie ekstra leesboekies, wat van Junie af maandeliks beskikbaar gaan wees. Die kernleesboeke. Kernleesboeke, klasleesboeke. En hierdie was iets wat die departement baie spesifiek voorgevra het, maar hoe doen 'n mens 'n klasleesboek, 'n dik leesboek, 96 bladsye leesboek vir 'n graad eentjie wat nog leer om te lees? So Tippie het dit anders gedoen. So ons het leesstukke met fokusklanke. Hierdie leesboek bestaan uit
korter stories, nog steeds dekodeerbaar met 'n spesifieke klankfokus en hulle is sommer reeds beskikbaar by jou naaste boekwinkel. Leesboek 1, Hallo Tippie vir graad 1, leesboek 2, Tippie ontdek vir graad 2 huistaal en dan leesboek 3, Tippie se avonture wat Fanny Viljoen saam met ons geskryf het vir graad 3 huistaal. In November gaan daar dan ook 'n skooluitgawe wees en dan is daar 'n klomp deurlopende assesseringsaktiwiteite ingesluit. So, dit is hoe die kern leesboek vir graad 1 lyk, met ons woordeskat, ons hoë frekwensie woorde en dan bietjie meer teks op 'n bladsy, minder prentjie leidrade. Daar's die aktiwiteite, leesboek 2, se stories is nou bietjie langer, maar dis nog steeds 'n verskeidenheid stories met spesifieke aktiwiteite wat dan aansluit by die storie. En in Tippie ontdek het hulle oor 10 dae wonderlike avonture, spesifieke klankfokusse in daardie stories. Tippie se avonture is 'n hoofstukboek met verskillende dinge wat Tippie saam met sy maats doen. Daar's ook verskillende 'n meer moderne aanslag met spraakborrels en dan die aktiwiteite, lettergrepe, oop lettergrepe, geslote lettergrepe, skryftekens, leestekens, alles wat in die graad 3 kurrikulum is, word dan ook hier ingesluit, maar holisties eklektiese benadering, al daardie taalgoede, woordsoorte, jou voorsetsels, die alfabetiese volgorde, alles kom terug by dit wat die kind gelees het. Hoekom? Want ons wil hê kinders moet met begrip kan lees. So daai is die kernleesboek, klasleesboek 3 vir graad 3. Op die weeklikse beplanning, ek kan nou nie onthou, hierdie is uit die graad 1 boek uit, sal jy sien die klasleesboek, wat lees die kinders en dan watter aktiwiteite word gebruik, of vir deurlopende assessering, vir konsolidasie. So alles kom so bymekaar uit, sodat die juffrou nie hoef te gaan soek na hulpmiddels om die verskillende kurrikulum uitkomstes te bereik nie. Klankkaarte sal in November beskikbaar wees. Hulle is A5 grootte, uniek aan Tippie. Daar's 40 vir graad 1, 59 vir graad 2 en 40 vir graad 3. So vinnig vir jou wys, hoe lyk hulle? Hulle is, ek dink dit word encapsulated genoem, so hulle is nie gelamineer nie, maar hulle het 'n plastiek laag oor, hulle is op bord gedruk en vir elkeen van die grade lyk hulle dan anders en volgens jou beplanning kan jy dan na hulle verwys. Daar's die graad 3 kaarte, hulle lyk ook weer bietjie anders. En dan sien jy al daai verskillende ikone, die flitskaarte, die klankkaarte, die handskrifkaart, die DBO boek en Curious Readers. Hoe word daar op jou weeklikse beplanning vir jou aangedui wat jy nodig het, wat jy gebruik, watter bladsye in die reënboogboek fokus ook op daardie spesifieke klank. Flitskaarte
splinternuwe flitskaarte vir graad 1, 2 en 3. Tipiese twist op hulle is dat ons weer van die kleurstruktuur gebruik gemaak het, sodat juffrou maklik haar kaarte kan kry vir spesifieke aktiwiteite. Hulle is ook op die mat-coated board, hulle is A6 grootte, die hoë frekwensie woorde, die spesifieke woorde uit die gegradeerde leesboeke met die visuele struktuur is alles daar. Handskrifkaarte, huge groot A2 kaarte wat jy teen die muur kan sit. Deedrey van Wyngaard, 'n arbeidsterapeut van die Universiteit van Stellenbosch en ook medeskrywer van Tippie Leer Klanke, het saam met ons aan hierdie gewerk en hulle gaan pragtig lyk teen jou klas se mure. 2 verskillendes vir graad 1 en dan die 2 verskillendes vir graad 2. Die luister en praat A2 muurkaarte is daar 8 vir elke graad en hulle integreer weer met die lewensoriënteringstemas. En ek wil sommer net vir jou wys hoe pragtig lyk hulle. Daar's graad 1, hier's graad 2 sin. Graad 2 nog, graad 3 se muurkaarte. En dan op die weeklikse beplanning presies hoe jy die muurkaart gebruik, wat jy met die muurkaart doen en ja, grootboeke. Soos julle weet, is daar grootboeke van die leesboeke. Maar die departement hier wou iets meer en iets anders gehad het. As deel van die huistaalpakket is daar 8 splinternuwe grootboeke. En die grootboeke bestaan nou uit 'n fiksiestorie wat nuwe woordeskat, nou wil ek sê introduce, help, wat nuwe woordeskat bekendstel, saam met die prentjie leidrade, en dan is daar ook nie fiksie teks in hierdie grootboeke. Tippie loop in die reën vir graad 1 as 'n grootboek sluit watersiklusse en die storie in en 'n weerkaart vir daardie interpretasie van verskillende tipe tekste vir gedeelde lees. Daar het ons die een vir graad, of een van hulle vir graad 2 en dan vir graad 3 het Fani 8 splinternuwe stories geskryf met weer eens verskillende tipe teksforme binne-in die grootboek om by die kurrikulum uitkomstes uit te kom. Weeklikse beplanning of jou lesplan, hoe word die grootboek gebruik, wat in die grootboek gebruik ons, lees Tippie loop in die reën en bespreek die woordeskat. Dan lees ons die gediggie. Dan gaan kyk ons na die watersiklus, woordeskat, daardie ontwikkeling. Nog een van die dinge wat splinternuut is bundels. As varke kon vlieg, daar is A4 grootte bundels, daar 96 bladsye in 'n bundel met 20 verskillende tekste in die bundel. En dit is hoofsaaklik, saam met die grootboeke, word die bundels en die grootboeke gebruik vir gedeelde lees. Gediggies en dan is daar natuurlik ook vrae
Sulika se Ben gaan skool toe vir graad 1 en hierdie bundels is 'n heerlike mengelmoes van Suid-Afrikaanse kinderskrywers se werk, sodat jy nie nodig het om 20 boeke te hê vir gedeelde lees nie. Jy kan jou bundel as varke kon vlieg deur die jaar gebruik vir daardie gedeelde lees in die klas. Graad 3 ene. Ek is seker Ben in die groot wedstryd. Dinge wat ons van ratels moet weet. Lekker baie van Wendy Martin se teks ingesluit. Oeps, graad 2 en 3 is daar omgeruil. Resepte. Ben in die groot toets. So ek is sommer ook baie opgewonde oor hoeveel makliker die bundels dit gaan maak om gedeelde lees in die klaskamer te kan doen. Voorbeeld uit die lesplan, teks van die week hier is die bundel en dan Jakkals en Wolf vang vis se storie. En dan, hoe gebruik ons dit? Vra die vragies, dramatiseer dit en ultimately dan hierdie hele nuwe tippie benadering. Tippie is nou net saamgevat in 'n onderwysersgids waar ons die werk vir jou gedoen het. Heloise Marits het baie hard gewerk om hierdie onderwysersgidse saam met ons saam te kan stel, as ook Cathy. So kom ek wys vir jou. Daar's Afrikaans huistaal se gids. Wat is binne in dit? 'n verduideliking, 'n verstaan van die tippie benadering, die kurrikulum doelwitte, die lesplan verduideliking, die bundels, die lesplanne en dan is al die assesseringsdinge vir beide deurlopende en formele assessering ook agter in die bundel ingesluit. Daar sal jy al my ikone sien. Ek het 'n prentjie brein, so vir my maak dit baie makliker om te sien wat ek nodig het vir my muurkaart, vir my reënboogboek. Waar kan ek ekstra kry by Curious Readers? Ons het dit alles vir jou in die onderwysersgids ingesluit met lekker aktiwiteite wat gefotostateer kan word. Jou assesseringshulpmiddels, die assesseringsprogram is daar, wanneer wat moet gebeur, kontrolelyste ingesluit, jou puntestate, die rubrieke vir kwartaal 1. Selfde gids vir Afrikaans huistaal graad 2 en Afrikaans huistaal graad 3. So, in kort, Tippie se dramatiese groei hierdie jaar is spesifiek vir die departement van onderwys gewees, om aan al daardie vereistes te voldoen, sodat jy met vrymoedigheid Tippie in jou klaskamer kan gebruik. Die gegradeerde leesboeke en al die ander Tippie materiaal kan nog steeds gebruik word vir eerste addisionele taal, en dit hoef nie noodwendig graadspesifiek te wees nie. Ons werk daaraan, ons droom daarvan om gedurende 2026 dieselfde te doen vir Afrikaans eerste addisionele taal en natuurlik ook vir English, home language en first additional language. Maar ek en Nandi spot altyd, hoe eet jy 'n olifant? Een happie op 'n slag. En ons happie vir die res van die jaar is Afrikaans huistaal. Medeskrywers aan hierdie Tippie reeks, Heloise Marits, Fanie Viljoen, Deidre van Wyngaard en ook Jaco Jacobs wat bydraes het in die groot boeke vir graad 1 en 2 as ook in die bundels as varke
kon vlieg. En dan soos altyd, Josie Palmer, wat Tippie se droom begin droom het, en ek wat agter die skerms en gewoonlik ook voor die skerms met julle gesels en Tippie se dinge kan deel. Die medeskrywers in die bundels, ek voel geëerd, daar's groot name daar. En ek is verskriklik bly dat ons ook hierdie skrywers kon betrek en kon deel maak van Tippie se droom vir Huistaal. As jy Dr. Yuri Joubert se gesels oor Tippie gemis het, dit is wat Tippie sê. Ag, wat Tippie sê, dit is wat Dr. Joubert sê oor Tippie. Omdat skole en leerders se behoeftes verskillend is, kan dit aangespreek word deur die vlakke te gebruik. Tippie fokus nou 100% op die leeruitkomste soos in die nasionale kurrikulum. Tippie hoef nie graadspesifiek te wees nie. Die onderwysersgidse is wel graadspesifiek geskryf. Tippie is progressief. Daai voorkennis waarvan ek gepraat het Dr. Joubert ook uitgelig. Kinders kan aktief betrokke wees en dan sê Dr. Joubert, Tippie word baie sistematies uiteengesit en bevat al die perseptuele onderbou wat nodig is. En dit was so lekker geweest om te hoor hoe Dr. Joubert met soveel passie oor Tippie praat en hoe dit aanklank vind by die multigraad onderrig waarin Dr. Joubert spesialiseer. Net so ter afsluiting, onthou altyd, kurrikulum is wat kinders moet leer, nie hoe kinders moet leer nie. En Tippie doen die hoe anders. Ek het gesê in die grondslagfase leer kinders om te lees, sodat hulle in die intermediêre fase kan lees om te leer. En kinders wat met begrip kan lees, is kinders wat kan leer en kan floreer. Daar is baie werkswinkels in my vir ou Tippie en Ena gaan vir julle daardie inligting somme uitstuur. Dis sy, Ena. Baie dankie Reinet, dit was fantasties geweest. Ek werk nou al 5 jaar lank vir Lapa en Tippie is net, dit raak net nie uit nie. So, ja, vreeslik dankie vir jou aanbieding. Ek wil graag weet, is daar mense wat enige vrae het? Ek weet, baie mense is bietjie skaam om te vra. Ons kry baie navrae gewoonlik ook aan die einde van die webinar. En dan, ek gaan net so raak aan 'n paar plekke waar die leeswerkswinkels gaan wees. So dit gaan in Stellenbosch wees, dit gaan in Pretoria wees. Daar sal in die Oos-Kaap ook werkswinkels wees, in die Noord-Kaap ook. So ons sien vreeslik uit daarna om saam met julle daar te kuier, saam met Reinet. En dan die laaste ding is, ons het gesê ons e-pos dat julle syspunte kan kry vir hierdie webinar. So al die mense wat ingeskakel het, ons het nou 'n lys van julle name omdat julle ingeskakel het en julle gaan dan later 'n skakel kry wat julle net vir ons moet invul om te registreer om syspunte te kry. Nou goed, dan is dit ons storie vir die dag. Ek gaan ook gou vinnig vir julle hierdie e-pos net mooi uitstuur sodat julle die opname kan hê as julle dalk weer daarna verwys of sommer net met kollegas wil deel. Right. Nou kan julle gaan weglê aan daai lekker nasinappies. Lekker middag. Bye bye. Dankie julle. Bye.